eerstens, voor ek ons gaste verwelkom, Amen. wil ek die koning van alle konings verwelkom. Ek wil vanoggend hom welkom met sy gees en met sy salwing. Amen. Want dis wat vanoggend werk. Dis wat die jukke breek. As jy vanoggend gekom het om na Leon te luister of na Rita, dan maak jy 'n fout. Maar as jy gekom het vanoggend om te sê, ek kom luister wat die Heilige Gees vanoggend vir my deur sy musiek wil doen, dan sê ek, jy's op die regte plek. Kom ons waai net so bietjie, kom ons sê, Here, welkom. Welkom in ons midde. En ons is hier om te ontvang vanoggend, dat die krag, kyk Leon ken, hulle ken lede, as die salwing en die krag van God se Heilige Gees vanoggend val, en jy wil dans op sy musiek, halleluja, dan dans jy, prys sy naam, as jy iets wil sê, en jy sy getuienis, sê God, ek is hier, ek wil iets vir jou doen, dan dans jy, hulle ken dit, dis skriftuurlik. Maak jou hart vanoggend oop en sê, God, ek wil ontvang. Ek wil bid, Here, dat U hulle twee ook gaan seën. As hulle sing, dit kom nie net hier by hulle om te sing nie. Wat hulle twee sal sing, dat dit uit hulle hart sal kom. Weet U wat, om te ontvang. Hulle al kom hulle hier is, dat God die werk van sitplek tot sitplek. Dis al. En kom ons gaan vanoggend, as enige versoeke, steek net jou hand op. God is hier. Halleluja. En ons soek vanoggend, ons bestraf enige kritiek vanoggend. As julle kyk hoe hulle lyk, miskien is sy bleskop en julle wil iets omtrent hom sê my God, ek is ingestel vanoggend met die positiwiteit. Ek wil hulle vanoggend seën met die salwing, met die Gees. Halleluja. Omdat hy lewe, sien ons kans vanmôre. Halleluja. Ek gehaas die vermoedigheid. Sy Gees is meer as welkom. En hulle gaan U waarborg, hulle gaan in die Gees sing, want hulle wil ontvang. En U wil ontvang. Ek gaan my presiderende pastoor vra, as ek sommer in die bank staan, is dit fyn, dat hy vir ons open met gebed. Dan gaan ons een liedjie saam sing, Let the dew of heaven fall upon, en dan gaan Dion Goosen vir julle sing. Amen. Amen, kom ons bid saam. Dank Hemelse Vader, so 'n wonderlike voorreg om in die huis van U te kan wees, voorreg om hier tussen my broers en my susters te wees, Here. Ek voel veilig, ek voel gemaklik, Here, ek voel welkom. Ek dank U, Here, vir elkeen wat hier is vanmôre, Here. U ken elke behoefte. U weet van ons geliefdes wat in die hospitaal is, Here. U weet van elke behoefte wat daar is, Here, aan mense, Here, wat skade gely die laaste ruk, Here. Maar ek weet boven alles, weet U van ons siel, Here, en ons weet, U weet dat ons het U nodig. Ons het elke dag gedink aan daardie liedjie wat sê, I need Thee, oh I need Thee, Here. Vanmôre is dit werklik die roep van ons hart om te sê, ons het U nodig, Here. Ons het nodig dat U hier in ons midde inkom, Here. Ons het nodig dat U hier tussen ons in beweeg, Here. Dat U ons oplig, versterk, met krag aandoen. Here, is my gebed dat U soos op ons seën en sal, seën ons teenwoordigheid. Here, hier waar ons is ons hier om U naam groot te maak. Ons is hier om U te loof en te prys. Here, U sien ons raak. U ontmoet ons in ons behoeftes, terwyl ons hier is om U naam groot te maak. Ons loof en ons prys daarvoor. Amen. Amen. En ek voel net, ons gaan 'n bietjie dinge verander. Ek wil Suster Tasha saam na vore toe. Ons wil so 3 van Leon se liedjies sing. Ek sien hier staan, ek roep vir jou, Leon, ek is in nood. Rita, ek is in nood. Ons verwelkom hulle gaan vir ons sing, Leon. Julle is aan die woord, so bly julle saam met ons. En mag God se salwing en God se Gees, soos jy sing, dat hy op jou die waterstrome sal uitstort en dat jy sal sê, halleluja. Once upon a time I was towing the line. I was a victim of circumstance. I was a friend like the lead. I was overwhelming and I couldn't make up my mind or a chance. I hit the board away and said there's no way. I couldn't say no to you. But when I met Jesus Christ, the devil ran out of sight. He said, you ain't, I will be coming to you. I said, no, I'm gonna never give up. I'm gonna never give up. Jesus, I'm gonna stand in the land of the devil that comes. I'm gonna never give up. I'm gonna never
gonna never, ever, ever give up. I'm gonna never, ever, ever give up. I'm gonna stand in the man that the devil back up. I'm gonna never, ever, ever give up. I'm gonna never, ever, ever give up. I'm gonna never, ever, ever give up. Ek dink nie die duiwel het mooi gewerk nie. Ek dink ons moet dit nog 'n bietjie sing. Is julle reg? Is julle reg? Okay, kom ons sing dit weer. I'm gonna never, ever, ever give up. I'm gonna never, ever, ever give up. I'm gonna stand in the land of the devil began. I'm gonna never, ever, ever, never, ever, ever, never, ever, ever give up. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer in die plek. Goeiemôre Robertson. Dit is vir my en Rita so 'n heerlike voorreg om vanmôre hier te wees. Ons het Pastor Johnny en Pastor Dion en vir hulle kosbare vrouens. Ek weet die een se naam is Natasha en die ander kan ek nog net meer onthou wat sy naam is nie. Maar baie dankie dat ons hierdie voorreg het om by julle te wees. Ek gaan sommer vir Rita dadelik vra om maar hier by my te kom aansluit. Gee vir haar ook so lekker warm Robertson verwelkoming. Nou, is die eerste keer dat ons die voorreg het om hier by julle te kan wees en ons hoop ons gaan julle nie te kwaad maak vanmôre dat ons dalk weer 'n geleentheid het. Ons het in die verlede al dikwels by die AGS en by die NG opgetree. En nou ja, vandag het ons nou hierdie wonderlike voorreg om hier by julle te wees. Ons sê vir julle baie dankie. Nou ja, kyk gou vir die een Landshow, kyk gou vir die een Landshow, as hy een Landshow is, sê vir hom ou Suurknol. Ek is by jy van Kaapstad is. Jy sien nou is daar nie meer 'n enkele Suurknol in die plek nie. Nou ja, kom ons gaan lekker saam sing. Kom ons staan op ons voete en dan sing julle saam met ons. Hulle gaan vir ons so hier en daar 'n bietjie van die woorde ook op die skerm neersit. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Is dit nie 'n wonderlike waarheid nie? Amen. Nou ja, kom ons gee God die eer daarvoor. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal van my staan, sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal van my staan, sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal van my staan, sing ek so bly. Wil jy ook vry wees van sonde gevaar? Daar is krag in die bloed, krag in die bloed. Wil jy jou siel van die bose bewaar? Daar is wonderbaar krag in die bloed. Oh, daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die lam. Daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die lam. Daar is oorwinning, wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van die lam. Daar is oorwinning, wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van die lam. Genesing, daar is genesing, wonderbaar genesing in die bloed van die lam. Daar is genesing, wonderbaar genesing in die dierbare bloed van die lam. O, Here sy die lam, Here sy die lam, hy sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal,
sodat ek myself verklaar. Daar is krag in Jesus bloed. O, die Here sy lam, die Here sy lam, hy sy bloed gestort vir my. Hy sal my krag bestaan, sodat ek myself verklaar. Daar is krag in Jesus bloed. O, daar is krag in Jesus bloed. Daar is krag in Jesus bloed. Halleluja, prys die Here, jy mag my jou sitplekkie inneem. Nou ja, ek het vanmôre 'n belydenis om te doen. Ek het vir pastoor Leon beloof ek sal dit doen in die diens. Ek is mans genoeg om te erken my foute. Amen. Nou, julle sal dit nou nie glo nie. Al die jare het ek alleen gesing. En die rede, daar's twee redes. Die eerste rede is, my vrou moes natuurlik die kinders grootmaak. En nou ja, iemand moes dit doen, jy weet. Ek was hier daar en maak die pad meeste van die ding. Maar ek het nooit geweet dat my vrou kan sing nie. Amen. Ek beloof julle. Ek weet dit is 'n skande, maar dit is die waarheid. Sy het net nooit voor my gesing nie. Ja, ek het nooit gehoor hoe mooi kan my vrou sing nie. En toe ek natuurlik die laaste liedjie daar in die huis het is, jy weet, kyk, ons is baie ouer as wat ons lyk, maar ek dink nie julle verstaan dit nie, maar dit is so, dit is regtig so. Nou kyk, as jy oud word natuurlik soos ek nou is, hier's nou iemand wat miskien hierdie kosbare tannie vir, sy's 'n bietjie ouer as ek. Ja. Dan het jy mos eintlik net 3 probleme. Nou die eerste probleem is, jy vergeet 'n bietjie. En nou het ek vragies vergeet, wat is die ander 2 probleme? Maar ek kom slaag het nog eers daar. Nou so, dan ry ek nou, wanneer ek so na die kerke toe ry, dan sing ek gou die goed deur om net weer 'n bietjie daai ou breinbane oop te stoot, né? En toe hoor ek nou maar, hier is nou 'n stemmetjie langs my in die lorry. En om 'n lang storie kort te maak, laaste 3 series het sy toe saam met my opgeneem. En maar ek vra toe eendag, ek vra vir haar nou, hoe die singery nou gebeur met jou? Sy sê nee, terwyl jy die gemeentes in die slaap gesing het ek die babas aan die slaap gesing. Ja, julle sal nou altyd die hele tyd agterkom, ons sing niemand aan die slaap nie. Hier gaan niemand slaap nie vanmôre nie. Maar nou is julle nie ook baie keer 'n bietjie bekommerd oor hierdie slaapliedjies wat hulle vir die kinders sing? Het jy al ooit geluister na die woorde? Ek meen, sien Baba, draai sy nek om, gooi hom in die skoot, trap op sy kop as hy dood. Maar wat 'n baba gaan nou slaap as jy dit nou sing, né? Nee, sy het daar nooit dit gesing nie. Ek sê nou, wat het jy gesing? Nee, sy het gesing, Tokkalosie maak my bangelanger. Kom onder ons arme kinders kan tot vandag toe sukkel hulle om te slaap. Maar ons gaan nie nou meer verder sukkel ons praat nie. Kom, ons sing. Open the eyes of my heart, Lord. Ek sê, jy gaan dit ken. En as jy doen, sing asseblief saam. Open the
see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. En as die seun van Galilea kom praat, ek wonder wat sou hy gesê het. As die seun van Galilea kom praat, hoeveel diep geheime sal hy uit sy bodem loslaat? Hoeveel stories sal hy kom vertel? Hoeveel wysheid, hoeveel raad? As die seun van Galilea kom praat. As die klippe langs die waters 'n woord kon sê, sou hulle my die pad kon wys waar my meester se spore lê. Ek sien die prentjie in my geestesvoel, elke vyeboom wat bly, elke druppel uit die see wat kan gebly. Hier het hy gewandel, hier het hy geloop, hier lê al sy wonders, sy rede, sy woord, selfs die winde het geluister, en die storm stil gemaak. Laat elke woord nou luister. Dis Jesus, hy is die seun van God. As die mens van die seun jou lewe diep besny, as jy soek en vra, maar nergens antwoord kry, sal die branders die waarheid echo, luister net met jou hart, want die geheim lê opgesluit binne jou en my. In jou sal hy wandel, langs jou sal hy loop, vir hom is jy 'n wonder, sy rede, sy woord, hierdie winde sal hy fluister, elke storm sal hy stil, laat jou oor nou luister. Dis Jesus, hy is die seun van God. Oor die grense van Israel, oor die waters word het uitwas uit. Dis Jesus, heilig soewerein.
Langs jou sal hy loop, vir hom is jy 'n wonder, sy rede, sy woord, die minder sal hy fluister. Laat elke woord nou luister, dis Jesus, hy is die Seun van God. Laat elke woord nou luister, dis Jesus, hy is die Seun van God. As die See van Galilea kon U is 'n groot, groot God. Dis wie U is. Wie kan weet? Wie kan dit verstaan? Wie begryp die krag van U naam? Die engele sinde en die hemel getuig. Daar's geen ander een, daar's geen ander een. U is 'n groot God, dis wie U is. U is 'n groot, groot God, dis wie U is. En U is lief vir my, dis wie ek is. U is lief vir my, dis wie ek is. Want dis wie U is. Daar's 'n vuur wat brand hier diep binne my, met 'n dankbare hart wil ek voor U bely, tot aan die einde, aan U sal ek eer bring. My redder, my rots, my redder, my rots. U is 'n groot God, dis wie U is. U is 'n groot, groot God, dis wie U is. En U is lief vir my, dis wie ek is. U is lief vir my, dis wie ek is. U is reg, U is woord, U is koning, tot in ewigheid. U is 'n groot God, dis wie U is. U is 'n groot, groot God, dis wie U is. En U is lief vir my, dis wie ek is. U is lief vir my, dis wie ek is. U is groot God, dis wie U is. U is groot, groot God, dis wie U is. En U is lief vir my, dis wie ek is. U is lief vir my, dis wie ek is. En dis wie U is. Dis wie U is. Heal the man, his name is Jesus.
Behold the man, this mighty man called Jesus, with calloused hands. The weakling was he, from heaven above, down to this old world to teach us how to live in love and die free. Behold the man, he's a living revelation. He knew each word the human heart could stand. With faith in God, he faced every tribulation. If there ever was a man, behold the man. Behold the man, even Pilate shook before him, condemned to die. No one could understand the gentle stream of love that flowed within him every night. Behold the man, behold the man. Yes, he even knew rejection and every hurt the human heart could stand. Very sad, the pathway to perfection. If there ever was a man, behold the man. There he stands, the pathway to perfection. If there ever was a man, behold the Ek en Leon vra altyd vir die Here, as ons op 'n toer gaan, of as ons moet gaan bedien by gemeente, selfs by ons ouer huise, ons kampe, spesifiek om 'n woord vir ons te gee, wat ons net vir die mense kan agterlaat, 'n gedagte, iets wat hulle so altyd bybly. En ek en Leon noem dit ons Titanic toer. Ons het voor die Here gesit en die Here gevra vir 'n woord. En die Here sê, gaan praat 'n bietjie met die mense oor die Titanic. En ek sê, Here man, die Titanic is bad news, dis nie good news nie. In die Titanic is mense dood. Ons wil die goeie nuus hoor, nie die bad news nie. Maar as daar een ding is wat ek geleer het, want ek 'n klein dogtertjie is om te gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. So vanmôre gaan ek julle net vra om bietjie geduld met ons te hê en net te luister. Nie na wat Rita vir julle probeer sê nie. Wat wil die Here vir jou sê? Want ons glo met alles in ons binneste dat hierdie 'n woord is vir 'n tyd soos dit wat ons nou in lewe. Ons almal ken die verhaal van die Titanic, ek gaan nie te veel uitbrei oor dit nie. Dit was genoem die grootste skip wat ooit gebou was. Natuurlik was dit die tweede grootste skip wat ooit gebou was, maar soos wat ons almal weet, as jy die woord ken, want dit seker maar nie Bybels gehad in daai tyd nie,
was die ark die eerste groot skip wat gebou was. En wat vir my altyd so interessant is, die ark is gebou deur 'n amateur. 'n Man wat net geluister het na die stem van die Here en die ark het nie gesink nie. Dan kry ons natuurlik die Titanic wat deur 'n ingenieur, geleerde man gebou was. En sy woorde was gewees, not even God can sink this ship. Big mistake. As dit die enigste woord is wat jy na hierdie diens saam met jou huis toe vat vandag is, don't ever challenge God. Big mistake. Natuurlik weet ons almal wat met die Titanic toe gebeur het. Hy het gesink. Lang storie kort is, toe hulle met die vaart begin het, weet ons, jou ryk mense was in jou A-klas, jou boonste gedeelte, jou armer mense in die onderste gedeelte, dit is mos nou jou B-klas, as ek het nou reg sê, en dan jou engine gedeelte aan die onderkant, en hier gaan hulle nou hulle opvaar. Almal weet ook dat die mense lekker gepaard het op daai Titanic, want dis die beste skip wat al ooit gebou was. Daai skip het vir jou alles aangebied wat jy wil gehad het. Dit is amper soos die MSC cruise ships van vandag, hierdie wat die sangers moet nog opgaan en dan sit 'n gepaard en is 'n geswem en dit is 'n gejol en is 'n alles lekker op die skip, maar in 'n geval natuurlik het die mense in die boonste gedeelte lekker gedrink. Hulle het die beste dranke gehad, hulle het die beste sigars gehad, hulle het natuurlik die beste orkes gehad om vir hulle musiek te maak, die beste kos, die beste van alles, want hulle is mos die beste, want hulle is die rykste. Ek dank die Here dat in sy oë word daar nie onderskeid getref tussen arm en ryk, en mooi en lelik, en maar en vet en al hierdie goed nie. As jy kind van die Here is jy een van hom. Dis waaroor dit gaan. Al onderskeid wat daar vandag getref word, of jy dien die Here of jy dien nie die Here nie. Jy's of reg of jy's verkeerd. Daar's nie 'n grys area nie. Daar's nie 'n lou area of 'n draad in die middel nie. Dis of reg of verkeerd. Maar in 'n geval, nou kom ons by jou onderste mense, jou armer mense. Glo my, hulle was dalk nie so ryk soos die boonste, maar hulle het ook gepaarty. Daai mense het lekker gepaarty. Hulle weet nie hoe hulle musiek gemaak het, en ek dink jy as plate in daai tyd, ek weet ook nie. Maar hulle het ook gepaarty. Ek sê altyd, ek spot altyd en sê wel, hulle het nie die sigars groot nie, want hulle het nie die geld gehad vir sigars nie. So hulle het seker, soos toe ons kinders was en ons skelm gerook het ons sommer die telefoonblaaie gebruik met BB-twak binne en dan zolletjies gedraai en dit gerook. En dan natuurlijk het hulle ook gedrink, maar hulle het seker nou maar die papsak wyn gedrink, of die plomwyn, so gooi dan maak hy plom. Maar natuurlijk het hulle, en terwyl hulle so lekker gepaard het, het daar waarskuwings uitgegaan na die kaptein van die skip wat gesê het, verander die skip se rigting. Maar hoekom het ons die skip se rigting verander? Want julle stuur af op gevaar. Watter gevaar kan daar in hierdie groot oseaan wees vir die Titanic, as die God van die groot heelal nie eers hierdie skip kan sink nie? Dan kan al ons nie 'n gevaar wees nie. So hoekom het hulle die rigting verander? So hulle het besluit hulle gaan nie die rigting verander nie. En ek dink dit is hoe ons as mens maar eintlik is, né? Week na week gaan die waarskuwings uit van ons kansels af. Verander jou rigting. As jy aanhou op die breë weg, stuur jy af op gevaar. Verander jou rigting. Luister ons as mens, die meerderheid van die mense wil nie luister nie. Hulle wil nie hoor dat daar gevaar is nie. Jy sien, want not even God will sink this ship. Hy het my te lief en sy genade is mos te groot om hierdie skip te laat sink. Natuurlik hierdie ondenkbare gebeur en op die Sondagnag 15 April 1912 tref die groot Titanic die ysberg en hy kry groot skeuring en binne minder as 2 ure het daai groot Titanic gesink en meer as 1500 mense saam met haar in die watergraf afgevat. Nou as jy die film van die Titanic al ooit gekyk het, as jy nie verhaal ken nie en jy het daarin die film gekyk, as jy my dogter is het jy hom seker al 20 keer oor gekyk, kan jy onthou, daar was op 'n stadium wat hulle gesê het, eers die ryk mense wat in die reddingsbote mag inklim, maar daar's nie genoeg reddingsbote gewees om almal te red nie. So natuurlik het hulle op die reddingsboot, hulle is weggevat na veiligheid toe, toe is dit gesê, slegs vroue met kinders mag volgende op die reddingsbote klim. En hier kom hierdie vrouens met hulle kinders al aangehardloop, en die volgende oomblik sien jy, hier kom hierdie een vroukie aangehardloop, maar haar gesigsuitdrukking, al wat in daai vrou se kop aangaan is, ek wil nie sterf nie, ek wil lewe. En terwyl sy daar soos aangehardloop kom die kaptein se woorde weer oor die luidspreker wat sê, alleenlik vroue met kinders mag opklim. En daai vrou gaan stop in haar voetspore net daar, so hoekom? Want sy besef, dis al doodsvonnis wat vir haar afgelees word. Sy mag nie op 'n reddingsboot klim nie,
want sy het nie 'n kind by haar nie. Daai vrou gaan stop net daar. Die volgende kom 'n man verby haar gehardloop en die man, terwyl hy so verby hardloop, kyk haar agterna en net toe hy by die trappe kom, hy moet afgaan na die reddingsboot met die baba, waar hy se man, maar hy het 'n kind by hom, sy mag opklim. Steek hy in sy voetspore vas. En daai man doen daai nag, ek dink wat nie een van ons sou gedoen het nie. Hy draai terug na daai vroukie toe, vat sy baba en gee sy baba vir daai vrou en sê vir haar, kry jou vanaand self gered met my kind en kom op hy reddingsboot. Daai man was een van die meer as 1500 wat gesterf het daai nag. Maar daai vrou, sy is met daai man se kind gered. Sy kon op 'n reddingsboot kom en sy het die oplossing gekry. Wat het dit met die evangelie te doen? Ons is almal, hierdie groot aarde van ons is ons Titanic. En of jy dit nou volgende wil glo of nie, ons Titanic het ook alreeds die ysberg getref. Hierdie aarde van ons is 'n sinking ship. As jy die woord van God ken, jy kyk na die tekens van die tye, sê die woord vir ons, die koms van die Here is so naby. Ons probeer die waarskuwing uitstuur van die kansels af. Elke geleentheid wat ek en Leon kry, probeer ons die waarskuwings uitstuur. Verander julle rigting. Die tyd is besig om uit te hardloop. Klim af van hierdie Titanic af. Kom op 'n reddingsboot. Wat hou ons vas op hierdie Titanic? Maar die mense word kwaad vir jou, hulle wil nie luister nie, hulle wil op die Titanic bly vir een of ander rede. Nou net soos wat daai vroukie daar gestaan het sonder 'n baba, want sy kan nie sonder 'n kind op die reddingsboot kom nie, kan ons ook nie op die reddingsboot kom sonder die oplossing nie. Ons kan nie op die smal weg loop as ons nie die oplossing het nie. Wat is die oplossing? God sien dat ons verlore is. En dit kom in Johannes 3 vers 16 wat sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Net soos wat daai man sy baba vir daai vrou gegee het om gered te kan word, het God aan ons sy seun kom gee, sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat ons nie hoef te sterf nie. Ons hoef nie te sterf nie. Maar jy sien, dan gaan ons terug, as daai vrou, die oomblik toe die man sy baba vir haar gegee het, daar was sy gestaan het, toe sy die baba vat. As sy daar gebly staan het, daai aand toe, terwyl die Titanic sink, sou sy nog steeds gered geword het? Nee, sy sou gesterf het. Nou wat moes sy gedoen het? Sy het dan die baba gekry. Sy moes die eerste tree in gehoorsaamheid gee om van die Titanic af te klim op die reddingsboot. Sy moes van die Titanic afklim met die baba. Sy kon nie sonder die baba nie, nou het sy die baba, maar sy moet afkom van die Titanic af. Nou dit is net soos hoe ons is. Ons staan op hierdie Titanic. Die Titanic, die aarde, dis die breë weg eintlik. Ons staan op hierdie breë weg. God kom en hy sê, hier is my kind, jy hoef nie te sterf nie. Dankie Vader, ek het die seun aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Nou kan ek gered word. Maar ons klim nie af van die Titanic af nie. Ons kom nie af van die breë weg af nie. Jy gaan nog steeds sterf. Jy moet van die breë weg afkom na die smal weg toe. Die woord van die Here sê ons moet die smal weg van heiligmaking bewandel. Jy kan dit nie doen sonder Jesus nie. Hy is die een wat jou lei en leer deur die Heilige Gees op die smal weg. Maar as jy bly op die breë weg, met Jesus, jy sê jy het hom aangeneem, jy sê jy glo dat hy die seun van God is, jy sê jy glo hy het gesterf en opgevaar na die hemel, en jy sê jy glo dat hy terugkom om ons te kom haal, maar jy bly op die breë weg, jy bly op hierdie Titanic, gaan jy nie gered word nie. Jy is deel van die wêreld. Die woord van die Here sê, as jy deel is van hierdie wêreld, is jy 'n vyand van God. Daarom sê Romeine 12 vers 2 vir ons, moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, word verander. So moet nie deel wees van die Titanic nie, klim af op die smaalweg, op die reddingsboot, dan gaan jy gered word. Jy moet die pad van heiligmaking stap. Hoekom moet ons pad van heiligmaking stap? Want die woord van die Here sê, wees heilig. Want ek die Here jou God is heilig. Want sê baie mense, maar dit is onmoontlik, niemand is heilig nie. Toe God gesê het, wees heilig, want ek die Here jou God is heilig, was dit nie 'n voorstel gewees nie. Dis 'n opdrag wat hy ons gee.
Ons leef asof ons 'n keuse het. Jy het seker 'n keuse. Maar dis nie, hy het gesê, as jy wil nie, hy het gesê, jy moet dit doen. Dan sê die mense vir my en vir Leon, julle moet net een ding onthou, niemand is volmaak nie. Wel die woord van die Here sê, nie Rita nie, nie Leon nie, die woord van God sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Jy sien, maar ons het op so 'n plek in ons lewe gekom, om te sê ons is kinders van die Here, maar ons is gelykvormig aan die wêreld, ons lyk soos die wêreld, ons klink soos die wêreld, ons doen die dinge soos die wêreld, maar ons moet nog steeds gered word, en sê maar, ek kan nie heilig wees nie. Niemand was al ooit heilig, behalwe Jesus, die Seun van God wat op aarde was nie. Ons sal eers heilig wees die dag as ons in die hemel kom. Wel, daar's baie skrifte wat in die Bybel praat oor die heilige manne en vroue van God. Dan sê die woord vir ons, in die laaste dae sal die wat vuil is, nog vuiler word. Maar die wat heilig is, sal heiliger word. Nou as die woord van God sê, daar is mense wat heiliger nog gaan word, beteken dit, daar is ons heilige mense. Jy sien, maar ons wil nie dit erken nie, ons wil nie sê, daar is mense wat heilig lewe nie, want dan moet ek verander, en ons wil dit nie doen nie. Ons wil almal hemel toe gaan, maar op my terms and conditions, op my voorwaarde. Sien, dit is maklik om te sê, God is net liefde, en God is genade, en dit is hy. Want die Bybel sê dit vir ons. Maar hy is ook 'n God van geregtigheid. En hy is 'n God van oordeel. Dieselfde God wat mense gestraf het en laat doodgaan het in die Ou Testament, is dieselfde God van die Nuwe Testament. Hy het nie verander nie. En hy gaan ook nie verander, sodat ek en jy in ons vlees kan die plesiere van hierdie tyd geniet en dink, ons gaan nog steeds hemel toe gaan. Dan sê die mense, ja, maar julle moet een ding onthou, God weet die vlees is swak. Die Bybel sê dit dan, maar die vlees is swak. Die woord van die Here sê die vlees is swak, maar dis nie 'n verskoning om ons sonde goed te keer nie. Dit is 'n waarskuwing juis dat ons moet waak teen die sonde. God kom en hy sê vir Kain, die sonde lê en loer vir jou. Sy begeerte is na jou. Wat sê God vir hom moet hy doen? Jy, Kain, moet daaroor heers. Die sonde moet nie oor jou heers nie, jy moet oor die sonde heers. Maar God, jy moet verstaan, ek is net 'n mens. Die vlees is swak. Jy's reg, die vlees is swak. Nou sê die mense, ja, maar die duiwel laat my sonde doen. Die duiwel kan jy nie maak sonde doen nie. Hy kan nie. Hoekom nie? Want hy's reeds aan die kruis oorwin. Nou kom doen ons sonde. Want jou vlees is nog nie gekruisig nie. Jou vlees is die probleem. Die duiwel kan die temptasie daar sit. Hy kan die versoeking voor jou kom sit. Maar jy maak die keuse om dit te doen. Daarom sê die woord van God vir jou, kruisig die vlees. Nie kruisig die duiwel nie, kruisig jou vlees, sodat jy nie sy begeerlikhede sal doen nie. Jy is jou eie grootste vyand op hierdie stadium. Daarom sê Galasiërs 2:20, ek is met Jesus Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie, maar hy lewe in my. Vir jare lank, van ek 'n klein dogtertjie is dit my mees gunsteling Bybelvers daai. En ek quoteer hom, glo vir my, ek quoteer hom. Ek skryf hom op elke ding, selfs met lipstif hier op my spieël skryf ek dit. Marita, is sy regtig dood? Is sy regtig met Christus gekruisig? Nee, want Rita geniet nog die vlees. Rita geniet nog die plesiere van hierdie tydtaniek. Rita rook, dat sy amper emfyseem het. Maar jy sien, Here, jy moet verstaan, ek kan nie ophou rook nie. Nee, Rita, jy wil nie ophou rook nie. Want as jy nie meer lewe nie, en Christus lewe in jou, is jy mos meer as 'n oorwinnaar. Nou, hoe kan die sigaret jou beheer, maar jy beheer hom nie? Het ons regtig dan al gesterf? En die Here sê vir my, as jy gekruisig is met my, en jy lewe nie meer nie, Rita, wat beteken dit? Ek is dood, Here. Het jy al 'n lijk gesien wat rook? Nee, Here.
Gaan hy wat nou in my lewe vir my 'n sigaret kom aansteek? Never, want hy is heilige God. Dan sê ons, nêrens in die Bybel is 'n vers wat sê rook is verkeerd nie. Ek het, as jy gevul is met die Gees van God, het jy nie verskonings nodig om te stry oor hierdie goeders nie, want jy wil heilig leef. Dan sê die woord vir ons, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees van God wat in jou woon. 'n Tempel wat nie eers aan jou behoort nie. Dan sê die woord, nie ek nie, die woord van God sê, as jy die tempel skend, sal God jou skend. Dieselfde met drank. Soveel mense gebruik die verskoning, maar Jesus het water in wyn verander. Wat is daarmee verkeerd? Dit was nie gegiste wyn gewees nie. Jesus leer vir ons in die Bybel, moenie dronk word nie. Bly weg van sterk drank af. Hy sê vir ons, bly weg van wyn af. Hoekom? Want daarin is losbandigheid. Hy sê vir ons, dis 'n spotter en 'n lawaaimaker. Nou van hierdie selfde Jesus wat vir my sê, ek moenie dronk word nie, hy gaan na 'n troue toe, wonderlik. Hy verander water in wyn om 'n klomp mense dronk te maak. Jesus is nie dubbelsinnig nie. Hy is nie 'n mensekind dat hy sou kon lieg nie. Sy woord is ja en sy woord is amen. Maar jy sien, ek en jy wat onsself kinders van die Here noem, moet dalk op 'n plek in ons lewe kom wat ons ophou om sonde goed te keer, ophou om sonde te doen en party te trek daarvoor. En dan nog die naam van die Here daar buite wil betrek om dit regverdig. Selfs al kom my dogter by my wat nou verloof is, en sy sê vir my, mamma, ek werk, ek doen my eie ding, ek staan amper op troue, ons is nou al verloof ten minste, ek gaan nou by my boyfriend omtrek of by my verloofde. Nee, ek gaan nie. Ja, maar jou kind is groot genoeg om eie besluite te maak. Ek het 'n belofte aan die Here gemaak. Ek gaan verantwoording doen vir daai kind se siel. Jy gaan getroud kom, dan gaan jy saam met hom bly. Want jy sien, ek gaan nie my kind aan haar hand vat, waar sy my dogtertjie, jy kan nou maar saam met jou boyfriend bly, en 'n pad saam met haar hel toe stap nie. Want die woord van die Here leer my, as ek sonde goedkeur, al doen ek dit nie eers nie, maar ek bly stil daaroor wanneer ek weer is verkeerd, of ek sê dis alright, moenie mense oordeel wanneer jy weer is verkeerd nie. Ek gaan dieselfde oordeel dra. Dan is ek net so skuldig soos die een wat dit doen, al doen ek dit nie. Om stil te bly oor sonde is ook 'n sonde. Liefde waarsku mense. Liefde bly nie stil nie. Mense is gaan te sê, julle moet leer om lief te hê soos Jesus. Dalk is dit tyd dat ons begin lief hê soos Jesus. Dan sal mense weer tot ware bekering kom. Jesus het mense lief gehad, lief genoeg om die waarheid aan hulle te verkondig. Lief genoeg om die sonde goed te praat nie. Maar vandag is ons te bang oor sonde te praat. Ons is bang om sonde op die naam te noem. Jesus was nie bang nie. En as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode uit opgewek het in my woon, waarvoor moet ek bang wees? Die woord van God sê my, vrees nie die mens wat jou liggaam skade kan doen nie, maar vrees hom, wat jou liggaam en jou siel in die ewige poel van vuur sal gooi. Maar jy sien, ons het mensvreesend geword. Bang vir wat die mense van my gaan dink. Bang gaan die mense my like of gaan hulle my nie like nie. Maar ons het geen vrees meer vir God nie. Waar is die vrees van God? En ek praat nie eers van buite in die wêreld nie. Wat het geword van die vrees van God in ons kerke? Ons wil staan met Jesus en sê ek het hom aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker, maar ek wil nog steeds die dinge van die wêreld doen.
Ek wil nie van hierdie Titanic afklim, en ek wil nie op die smal weg loop nie, want sien, die smal weg is nie so nice nie. Dan kry jy mense wat verkondig en sê, as jy eers 'n kind van die Here is, dan is dit highway to heaven, dis maanskyn en rose, dis alles all in well. Dit is nie. Dis 'n moeilike pad om te loop. Dis 'n alleen pad om te loop. As ons dink die potholes wat ons nou sien is terrible, dan het jy nog nie die sinkholes gesien wat daar is nie. Maar is 'n pad van die moeite werd is om te stap. Dis dalk nie 'n beautiful pad om te loop nie. Nie 'n maklike pad om te loop nie, maar die eindbestemming is beautiful. Die eindbestemming gee vir my strate van goud, maar dis nie hoekom ek so toe wil gaan nie. Ek wil daar wees, om saam met my Here te wees. Waar die Titanic, die breë weg aan die ander kant, vir ons al die beautiful goed gee. Gekleurde ligte, dit gee vir ons alles wat ons harte begeer. Mooi vroutjies met die mooi lyfies, alles wat geadverteer word. Manne met die muscles. Sosiale media waar hulle flirt met mekaar soveel as wat hulle wil. WhatsApp, en stuur ons gevinnig die WhatsApps uit, sonder dat my man of my vrou daarvan weet, en veer het uitgegou. Want niemand sien my nie, maar God sien jou. Vra jy vir mense, kom asseblief kerk toe, dan sê hulle, hoekom moet ek na daai gebou toe gaan? Dis nie 'n kerk nie, dis 'n gebou, ek is die kerk. En ek het so ver gegaan om vir mense te begin sê, okay, aangesien dit 'n gebou is, vir die wat rook, bring julle sigaret en julle asbakkies kerk toe, terwyl pastoor preek en julle sommer maar rook. Dis hulle, ons kan dit nie doen nie. Sê maar, hoekom nie? Nee, want ons is in die kerk. Sê nee. Dis 'n gebou, ons is die kerk. Die wat dit drink, bring sommer jou brandy saam, as die pastoor iets preek, wat jy op die vinger stik, sluk hom sommer so uit die bottel uit om jou nerves te kalm. Dan sê hulle, maar ons kan dit nie doen nie. Dan sê ek, maar hoekom nie? Want ons is in God se teenwoordigheid, sê hulle. Nee, weet jy wat, nee. God is nie net in die kerk nie. Hy is nie net in hierdie gebou nie. God is alomteenwoordig. Soos ons nie kan sonde doen in hierdie gebou nie, kan ons dit ook mos nie buite hierdie gebou in my God se teenwoordigheid doen nie. Maar jy sien, ons doen dit. Want binne in die kerk wil ek nie hê my pastoor en my mense moet dit sien nie. Maar buite mind ek nie of God dit sien nie. 'n prediker, 'n pastoor het nou eendag vir my hierdie woorde gesê, hy sê vir sy mense, you can fool your pastor, but you will never fool the master. Amen. Dit wat jy agter 'n toedeur doen, met jou selfoon in 'n badkamer, terwyl jy so skraal tussen die kaal vroutjies deur, en die manne wat kaal is, God sien jou. Wanneer jy sit en skinder en dink, niemand hoor jou nie, dis net tussen jou en jou vriendin, God is teenwoordig. Wanneer jy lieg op jou taxvorms om meer geld uit te kry, want die staat steel ons geld, God sien jou. Jy sien, die woord van die Here leer ons, daar's net 2 weë. 'n Smal weg en 'n breë weg. Dan sê die woord, min mense gaan dit maak. Min. Die Engelse woordjie vir min, soos wat almal weet, is few. Het jy al ooit gaan Google, wat is die Griekse betekenis vir die woordjie few? Dit beteken almost none. Amper niemand van ons gaan dit maak nie. Dan kom ons in die kerk in. Die Here moet net onthou, ek doen 'n goeie daad vandag, ek's ten minste in die kerk. Jy doen God nie 'n goeie daad nie. Jy doen hom nie 'n plesier nie. Jy moet dit doen omdat jou hart se begeerte is om op te gaan na die huis van God toe. Ons staan in die kerk en ons sing, ek is op my pad hemel toe. Vanmôre het ek 'n vraag aan elkeen van ons. Is jy werklik op jou pad hemel toe?
Ons gaan juig daar in die hemel. Is jy seker jy gaan juig in die hemel? Ons staan en sing in die kerke, it is well with my soul. Is it really well with your soul this morning? As God afkyk vanmôre na jou lewe, alles wat hy van jou weet, selfs jou diepste, donkerste gedagtes op hierdie stadium, dink jy hy is tevrede met jou? Weet, vir jare lank het ek gedink, ek word van ek 'n klein dogtertjie is, groot in die kerk. Ek is op my pad hemel toe. 2017, 21 April, is ek en Leon in 'n baie ernstige ongeluk met ons vorige busie. Ons albei moes gesterf het eintlik daai dag. Maar die Here gee ons weer 'n kans. 2 weke later in 'n diens sê die Here vir my, Rita, as jy daai dag gesterf het, waar sou jy die ewigheid deurgebring het? Jy sien, as jy voor 'n klomp mense staan, kan jy sê, wel, ons het home selfs, ons ken die Bybel, ons kan baie verse quoteer, ons het aan hande op siekes gelê en gesien hoe God hulle genees het, en. Nee, Here, ek sou nie hemel toe gegaan het nie. Jy sien, dit is maklik om in 'n kerk te staan. Dit is maklik om die woord te verkondig as jy die verse ken. Hoeveel van die verse wat ons so maklik quoteer, leef ons? Hoeveel van die preke wat ons spreek, leef ons? Hoeveel van die liedere wat ons sing in die kerk, lifting up, holy hands, maar ek staan met 'n sigaret in my hand, holy hands. Hoeveel van die liedere wat ons sing, lieg ons terwyl ons sing? The sins I used to do, I do them no more. Maar ek kan nie wag om by die huis te kom, om my bier oop te maak nie. Wanneer gaan ons ernstig raak oor God? Hy is baie ernstig oor jou vanmôre. Die woord van die Here sê, hy staan by die deur van jou hart en hy klop. Ek het altyd gedink, dis die amazingste vers wat daar ooit bestaan. Hoekom? Want ek sien hierdie prentjies op die almanakke van Jesus met 'n lanterntjie wat staan en klop by die hart se deur. Met wie praat Jesus daar in Openbaring as hy dit sê? Met die sondaar daar buite? Hy praat met die kerk. Die dag toe daai lig vir my aangaan en ek besef, hy praat met die kerk. Dit is iets vreesliks om te besef. Hoekom staan Jesus buite die kerk en hy klop? Moet ek jou vanmôre sê hoekom? Want ek en jy, wat sê ons is kinders van die Here, so vashou aan die Titanic, vashou aan hierdie breë weg, dat ons Jesus uit die kerk uit begin skuif het. One compromise after another. Ons het die woord wat is 2 snydende swaarde begin gebruik as 'n feather duster, om mense se ore te tikkel, om hulle goed te laat voel. Solank ons niemand offend nie. En dan sê die mense, as jy preek oor hierdie goed, I've been offended. You've not been offended, you've been convicted. Ons ken nie meer die verskil tussen offend en convict nie. Ek smag na die tyd, wat mense uit hulle banke uit opgestaan het van 'n heiligmakingspreke, bekeringspreke verkondig was, uitgehardloop het vorentoe, op hulle knieë neergeval het, uitgeroep het na God vir vergifnis vir sonde. En weet jy wat, daai mense se lewens het verander. Hulle het nie net uitgeroep en dan omgedraai en aangehou met die verkeerde lewe nie, hulle het verander. Mense kom kerk toe want hulle wil wonderwerke sien. Daar's 'n wonderwerk waarna ek smag om weer te sien.
En dit is ware bekering. Manne en vroue wat nie bang is om die waarheid mee te verkondig nie. Hy staan vanmôre by die deur van jou hart en hy klop. Hy klop. Ek kan vanmôre besluit, ek het nie nodig om na hierdie preek te kom luister nie. God ken my hart. Hy ken ons harte. En die woord van die Here sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Maar jy kan die deur van jou hart vanmôre toehou en sê, nog nie Here, ek is nog nie reg om te laat gaan van my sigaret en my drank en my pon en my gevloekery en nie. Maar daar gaan 'n dag kom, waar daai bassein gaan blaas. Wat daai deur gaan toegaan. Jy gaan dan die een wees wat buite staan en klop en sê, Here, gee my weer 'n kans. Jy weet wat sy hartseer deel van dit, jy gaan hoor, gaan weg van my. Ek het jou nie geken nie. Jy wat die ongerigtigheid gedoen het. Jy wat gekies het om op die Titanic te bly. Jy wat gekies het om die deur van jou hart toe te hou. Jy wat gekies het om te sê, ek sal nie hierdie skip hier laat sink nie. Mense sê vir ons, die Here sal niemand hel toe stuur nie. Jy's reg, hy stuur niemand hel toe nie. Jy stuur jouself daarna toe. Want die keuse bly joune. Ek dink, ons gaan afsluit met 'n laaste lied. Leon vra so lank om die goed reg te kry. Ek dink vanmôre, jy's 'n vrou. Jy het 'n harde hart om hierdie goeders te kon breek. Nee, ek het nie 'n harde hart nie. Maar ek het 'n hart. 'n Hart vir die evangelie. 'n Hart vir die waarheid van God se woord. 'n Hart vir verlore siele. 'n Hart vir verlore gaande wêreld. Want ons is eintlik geroep om lig te wees in hierdie donker wêreld. Die lig is veronderstel om die duisternis te verdryf. Maar op hierdie stadium is die duisternis besig om die lig in die kas in te druk. Die sonde klim in die kas uit. En die Christene, hulle klim in die kas in. Ons is bang vir wat mense van ons gaan dink. Wat gaan mense van my sê as ek nie meer saam suip om die braaivleisvuur nie? Wat gaan my familie dink as ek nie meer saam 'n vuil grappie wil vertel of dit te snaaks nie? Ja. Ons familie het gou geleer WhatsApp om nie vir ons sulke goeders te stuur nie. En as jy wil leer, dan blok ons jou. Want dit hoort nie by 'n kind van God nie. Dink jy ons is hoogmoedig? Nee, kinders van God is nie hoogmoedig nie, maar jy's anders. Die woord van die Here sê, kom uit onder hulle. Be set apart. Jy's nie deel van hierdie wêreld nie. Jy's nie deel van die Titanic nie. Jy's nie deel van hierdie breë weg nie. Jy's veronderstel om die smal weg te loop. Maar dit is te moeilik, sê jy. Dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik om afstand van sonde te doen nie. Die woord sê, by die mens is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Hoe gaan jy oorwinning kry oor daai sigaretjie tussen jou vingers? Sterf van jouself. Hoekom? Want as hy in jou lewe, maak dit jou meer as 'n oorwinnaar. Dan alleenlik gaan jy kan heers oor die sonde. Dan verkondig die mense, al wat jy moet doen is weerstaan die duiwel en hy gaan van jou af wegvlug. Jy kan hom nie uit jouself uit weerstaan nie. Daarom sê daai skrif, jy moet die hele skrif, die hele vers lees wat sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van jou af wegvlug. Alleenlik as jy aan God
onderworpe is, sal jy kan weerstand bied teen sonde. Anders te gaan die duiwel, die vloere met jou mop, my broer en suster. Jy sê vanmôre, dit wat jy preek is heeltemal onmoontlik vir my. Hierdie lied begin om te sê, I need thee. Lord, I need thee. Dis juis hoekom ek hom elke dag nodig het. Want sonder hom is ek nie 'n oorwinnaar nie. Sonder hom is ek 'n loser. Sonder hom is die vyand besig om met my te mors. Sonder hom heers die sonde oor my. Daarom het ek 'n keuse gemaak in my lewe. Om te sê, Here, my trots, hierdie eie ek, die ongoddelike drie-eenheid, die I, me and myself, skuif aan een kant toe van nou af. Ek sterf aan myself. Ek het U nodig. Kom deurgrond my. Elke oggend staan ek en ek vra, Here, deurgrond my. Deursoek my. Kom wys my wat is daar wat skeiding maak tussen U en my. Want die woord sê Jesaja 59 vers 2. Julle sonde het 'n skeidsmuur tussen julle en God geword. Hy hoor julle nie meer nie. Hy draai sy gesig weg van julle af. Jou sonde vanmôre, so belangrik vir jou. Here, ek het U nodig. And where you lead me, I will follow. U sê vir my vanmôre, klim van hierdie breë weg af, klim van die Titanic af. Kom oor na die reddingsboot toe. Klim op hierdie smal weg. Here, ek weet, dit is nie 'n maklike pad nie. But where you lead me, I will follow. Waar U gaan, sal ek gaan. Is jy vanmôre bereid om dit te sê? Is jy vanmôre bereid om te sê, ek los my sigarette vanmôre op hierdie Titanic en ek klim oor op die reddingsboot? Was jy bereid om jou lewe te gee vir jou sonde? En sê jy, dalk is ek dit nie in elk geval werd nie. Jy is. Jou siel is vir die Here so baie werd. Daarom het hy sy seun vir jou kom gee. En hy sê vanmôre vir elkeen van ons, there is still room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for one. Selfs vir Rita was daar nog plek by die kruis. Selfs vir Leon was daar nog plek by die kruis. Daar is vanmôre plek vir jou. Wil jy nie kom nie? Ek vra jou nie, dink nie daaroor nie. Ek het iemand op 'n plek in ons lewe gekom, wat ons julle smeek, asseblief, kom tot bekering, ware bekering. Ek smeek jou vanmôre, there is still room at the cross for you. Moenie laat dit vanmôre verby jou gaan nie. As jy vanmôre sê, Here, ek het gehoor. Ek het die klop gehoor vanmôre. Ek het die stem gehoor vanmôre. Ek weet ek staan op hierdie Titanic. Ek weet ek is met my voete vasgeanker nog hierso. Wil ek vir jou vra, wil jy nie op jou voete saam met ons staan? En sê, Here, maar ek kies vanmôre om af te klim nie.
Daan sê, maar Here, ek is nie meer op die Titanic nie. Ek is op die smalweg. Ek is op die reddingsboot. Want ek 'n vraag vanmôre vir jou. Is jou ma en jou pa op die reddingsboot saam met jou? Is jou kinders op die reddingsboot saam met jou? Jou mense by die werk? Jou broer en jou suster? Want myne is nie. There is still room at the cross for you this morning. Asseblief. Wil jy nie vanmôre surrender nie? Nie saam nie. Surrender all. En sê, Here, ek kies vanmôre. Saam met U weet ek sal ek hierdie smalweg kan bewandel. Ek weet U sal my swakhand en U sterk kom vat. En U sal my help om op hierdie water te loop. Want deur U krag, sal ek wees meer as oorwinnaar. I need Him. Do you need Him this morning? Prys sy lieflike naam. Halleluja. I need Thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like Thine can be still before. I need Thee, oh, I need Thee every hour. I need Thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. As jy nodig het, staan op jou voete saam met ons. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. Wil jy nou moet jy kom, staan op jou voete. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. Sal jy hom volg na die smalweg toe? Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. Ek kan nie net halfpad kom nie, my moeder. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. There's room at the cross for you. Ja, vir jou is daar nog 'n plekkie. There is room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. There is room at the cross
There's still room for one. There is room at the cross for you. There is room at the cross for you. Ja, dis nog jou plek wat neergestaan by die kruis. There is room at the cross for you. Het 2 ure gevat. Nadat die Titanic daar in Isberg getref het. Net 2 ure, toe is het verby. Toe was daar nie meer 'n geleentheid om op 'n reddingsboot te kom. Dis het oor. Niemand weet wanneer Jesus kom nie. Niemand weet wanneer ons gaan sterf nie. Maar vir elke persoon wat reeds gesterf het, was daar op 'n stadium net 2 ure oor. Hy het nie geweet nie. Net voor hierdie toer, is 'n baie dierbare pastoorsvriend van ons, 2 ure, nadat hy sy laaste preek gepreek het, het mekaar gesak en gesterf. Hy het nie geweet daai oggend, dit sou sy laaste preek wees nie. Hy het nie geweet, daar's nog net 2 ure oor, voordat hy sal sterf nie. Jy gaan dit dalk ook nie weet nie. Wanneer die dood kom, kom hy onmiddellik in 'n oogwink, en dan is dit verby. En dan wanneer jy voor God staan, kan jy nie sê, Here, as ek geweet het ek sou nou gesterf het, sou ek waaragtig reg gemaak het nie. Jy gaan nie weer teruggestuur word om gou reg te maak nie. Dit sal verby wees. Wanneer soos Rita gesê het, ek wil nie preek ook preek nie, daai basuin blaas. En jy hoor hom, gaan die grootste skok van jou lewe jou tref. Dan is dit te laat. Jy moet dit nou doen. Jy moet nou, ons het al gevalle gehad, en die ouens hulle sigaret op die stoele neergesit het. En hy het gestap het. Die volgende dag sit ons in die mall, dan sê die vrou vir my, Leon, ek het gisterand van die Titanic afgeklim. Prys God. 7 jaar oud seentjie. Oom, ek het van die Titanic afgeklim. Hoe moeilik is dit? Maar dit is te moeilik. Nee, dit is nie te moeilik nie. As ek kon afklim, as Rita kon afklim, as 30.000 mense wat reeds afgeklim het. Hoekom sal jy nie ook kan? Dieselfde God wat my gehelp het, en vir Rita gehelp het, en vir 30.000 ander, is nou hier, in ons midde, om jou te help. Maar jy met daai tree gee, jy die baba Jesus ontvang, ek is oortuig van almal van die wat hier voor my staan vanmôre. Het al Jesus aangeneem, ek is byna doodseker daarvan. As jy dit nie gedoen het nie, hier is die baba Jesus. Jy kan hom nou ontvang. Gryp hom, gee pad van die Titanic af. Moenie 'n oomblik langer daarop bly nie. Klim asseblief in die hemel staan af. Hoef nie 'n preek te preek oor hoe die water reeds besig. Jy sien wat gaan aan. Moenie dink hulle gaan genoeg pompe hê om die watertjies uit te pomp nie. Ons kon nog 'n uur lank by die Titanic se gebeure gepraat het. Kaptein het eers gedink die nou pompe. Daar is spesiaal pompe gewees.
om te keer dat die ding nie kan sit nie. Dit het nie gehelp nie. My broer en suster, al jou verskonings, jou pompe, gaan jou nie red nie. Jy moet afkom van die sinkende tyd, net in die naam van die Here Jesus. Stop jou gerookery, stop jou gedrinkery, stop jou pornografie kykery, stop daai buiteegtelike verhouding, hou op om saam te bly. Trou man, hou op om verskonings, trek 'n streep in die sand en sê, hier stop my verskonings vandag. Sit 'n bord op daar buite, as jou mense uitloop by die kerk uit, en sit, iemand het dit in een van die kerke wat ons die boodskap afgelewer het, hulle banier daarop gesit, hier stop my verskonings. Nie so 'n slegte idee nie, weet. Maar jy kan honderde baniere hier opsit wat dit sê, as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy verlore wees. Ag, mag die Here vanmôre vir jou die genade gee. Om nie net die besluit te neem, maar dit inderdaad ook te doen. Nie tot eer van my en Rita nie, maar ons is niks. Tot maar net die brief, God se brief vir jou kom aflewer. Ek weet nie of het vir iemand vanmôre hier jou naaste waarskuwing is nie, ek weet nie. Ek kan dit ook nie met enigiemand uitspreek nie. Maar ek en Rita gaan dalk nooit weer 'n kans kry om met jou te praat, soos wat ons nou kon. Asseblief. Terwyl jy so staan, gaan ek vir pastoor oorgee af te sluit soos die Gees opgeleer. Ek wil vir Brendan ook na vorentoe roep. As jy nog nooit in 'n ernstige diens was nie, jou orkes na vorentoe, dis 'n ernstige diens. Elkeen van ons het 'n keuse wat ons maak, wat positief of negatief gaan wees. Die woord is bedien, baie dankie, Suster Rita, en niks byvoeg nie. Maar daar's 'n geskenk wat God, toe die vrou in die bootjie klim, mag slegs 'n kind by wees. Maar daar's 'n geskenk wat God vir jou vanoggend wil gee as jy terugkom na hom toe. Dis die ewige lewe. Ons kan sê wat ons wil, ons kan sê, ag Rita man, ag, wat jy nou sê, ag man, gaan net huis toe. Maar jy gaan nooit kan sê, God, ek het U geweet. Jy gaan nooit kan sê, Here, ek het U geweet. Want God se Gees was teenwoordig. God wil hê, gaan deur die storm, maar klim in die ark. Van die ark was die beskerming van Jesus, daar waar Noag was, klim in die ark. God wil nie, jy moet verlore wees buite en as jy vloede kom nie. Hy wil hê, jy moet aan behoort kom by hom. En dit kan wat ook al sê, as ons hier uitloop, het ons 'n keuse. Of ek en u vanaand, of môre, of om die draai, wat ook al gebeur, nog by Jesus kan wees, en nog moontlik in die liggaam kan wees, kan niemand sê nie. Maar God praat vanoggend met nuwe begin kerk. Hy praat met my ook. As jy dink ek is volmaak, as jy dink Johnny is volmaak, dan maak jy 'n fout. As jy nie nou wil uitloop nie, jy is meer as welkom. Ons is beskikbaar in die week 24/7. Ek is Johnny. Ons sal saam met jou bid, saam met jou deur hardloop. Ons sal saam met jou huil. Ons sal saam met probeer omdat Jesus weet dat jy weer met hom, God wil met jou 'n maaltyd hou. Ek gaan nie uitbrei nie, ons is klaar. Hy wil vanoggend met jou 'n maaltyd hou. Amen. Sê Here, ek wil terugklim op die ark. U gee vir my die ewige lewe. Ek wil terugklim aan boord, halleluja, van Jesus. En as jy aan boord
as jy terugklim na hom toe, gaan God jou begin beskerm. Hy gaan die sluise van die hemele vir jou so oopmaak, dat jy sê, my God, dankie vir die besluit wat ek gemaak het. Daar's een vraag, en dis my laaste vraag. As jy nou tot sterwe kom, as jy nou tot sterwe kom, waar gaan jy heen? Ja. Elkeen kan dit self beantwoord. As jy nou tot sterwe kom, waar gaan jy